Goeiemôre vriende, ons is by Vrydag, die 5de van ons reeks in hierdie week van toewyding in ons gemeente, waarin ons die baie sterk gereformeerde tradisie volvoer om aan die begin van die jaar as gemeente voor die Here toe te wy en voor hom te staan, dat hy vir ons kan lei deur die loop van hierdie jaar. Ons is besig met Openbaring 2 en 3, die 7 briewe wat aan die gemeentes in Openbaring geskryf is. Vandag kom ter sprake die gedeelte van hoofstuk 3 vers 1 tot 6, die brief aan die gemeente in Sardes. Ons gaan aanstonds daaroor so 'n bietjie meer gesels. Maar voor ons daarmee begin, kom ons bid saam. Aanbiddelike God en Hemelvader, baie dankie in die naam van Jesus Christus, wat U na hierdie wêreld toe gestuur het om in ons plek te kom staan in die straf vir die sonde, maar ook in die heerlikheid voor U troon en wat na die hemel toe opgevaar het en as God mens aan U regterhand sit om vir ons in te tree en vir ons die God te wees wat ons nodig het, sodat U ons met guns kan aanskou. Ons is baie bewus daarvan dat ons nie aan onsself met enige werke of enige dade of enige gedagtes of enige woorde U guns kan geniet nie, maar dat ons dit gratis en vry van U gekry het deur die genade wat U in Jesus Christus aan ons bewys, en ons wil graag daaruit lewe. Ons wil werklik daaruit lewe, Here, nie net lyk asof ons daaruit lewe nie, en daarom bid ons dat U deur U Heilige Gees, wat Jesus Christus en U self ook na ons toe gestuur het, in ons harte sal kom werk, sodat ons ook regtig voor U hierdie lewe van geloof, hierdie lewe van die lewe kan kom leef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek lees weer soos gewoonlik vir U die teks, en dan gaan ons 'n paar gedagtes daaroor met mekaar wissel. Die Here Jesus gee vir Johannes opdrag en hy sê, skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardes. So sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het, dat julle lewe, en tog is julle dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. Waar julle het daarom 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal sy naam nooit uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Dit, liewe vriende, is die skriflesing vir vandag. Mag die Here sy woord aan ons seën. Ons gaan weer, soos wat ons met al die briewe doen, so 'n bietjie by die hoofmomente van die brief stil staan. En ons begin met Jesus se selfopenbaring. Nou, Jesus se selfopenbaring sê dat hy die een is wat die 7 geeste van God het, en ook die 7 sterre in sy hande hou. Nou, dis die eerste keer wat die begrip 7 geeste van God in Openbaring voorkom, en dit dui op niks anders nie as net die volheid van die Heilige Gees en die genoegsaamheid van die Heilige Gees. As ons die Heilige Gees het, soos wat Jesus se offer aan ons toegereken word, het ons niks meer nodig om te kan lewe, en ek bedoel lewe soos wat God dit wil hê ons moet doen. Die 7 sterre, waarvan in die selfopenbaring van Jesus gepraat word, is dan nou volgens Openbaring 1 vers 16 die 7
leiers van die gemeentes. En die leiers word nie uitgesonder omdat hulle iets besonders is nie, maar doodgewoon omdat hulle die mense is wat hierdie briewe aan die gemeentes moet voordra. So Sardes se leier kry hierdie briefie en dis eintlik in baie opsigte 'n verskriklike briefie wat die Here vir daardie leier van die gemeente en so vir die hele gemeente stuur. Die gedagte dat die Here die 7 sterre in sy hand hou, illustreer vir ons die absolute gesag van ons Here Jesus Christus oor sy gemeente. Nou vriende, verander dit so klein bietjie in die aanbieding van hierdie brief teenoor die ander briewe. Hier begin Jesus sommer direk met die negatiewe getuigskrif wat hy van die gemeente wil gee. En hy doen die probleemstelling baie goed. Hy sê, alles behoort in plek te wees. Ek het die 7 geeste wat ek vir julle gegee het. Ek het die 7 sterre wat ek in my hand hou. Al die nodige strukture en benodighede behoort in plek te wees. Maar daar kort 'n baie belangrike ding in die gemeente in Sardes. En dit is dat hulle net die naam het dat hulle lewe terwyl hulle in werklikheid dood is. Hierdie hele getuigskrif is negatief. Daar is 'n enkele opmerking later in die brief wat eintlik net deel van die getuigskrif vorm nie, maar deel van die oplossing, dat nie almal, baie min mense in Sardes nie hulle klere besoedel het nie. Maar verder is hierdie hele getuigskrif negatief. Nou, ons het vir mekaar gesê, as ons die 7 briewe lees, dan is die getuigskrif gewoonlik positief en negatief. En dan het ons gesê, daar is 2 briewe, waarvan die getuigskrif net positief is. En die een was Smyrna gewees, en die ander een is Philadelphia. Ons kry nou te doen met die enigste van die gemeentes in die 7, die volheid van die kerk van Jesus Christus oor alle eeue, waarvan daar niks positiefs te sê is nie. Die Here Jesus praat net negatief oor hierdie gemeente. Hy sê hulle die naam dat hulle lewe. Hulle het 'n baie goeie reputasie. As die gemeentes van buitekant af, as die mense van buitekant af na Sardes kyk, dan lyk dit asof alles netjies honkie-dorie is en in plek val en uitloop, soos wat dit behoort uit te loop. Maar agter hierdie aktiwiteite van hulle, agter hierdie baie uiterlike dinge wat hulle doen, lê daar 'n innerlike doodsheid. Hulle is nie lewendig vir Jesus Christus nie. Hulle gaan op. En daarvoor moet alle gemeentes, en ons gemeente ook baie versigtig wees. Hulle gaan op in formalisme, in selftevredenheid, en in 'n skynvroomheid. Vriende, en al 3 hierdie goed is ongelooflik gevaarlik vir die kerk van Jesus. Die oomblik wat die kerk van Jesus in 'n stuk formalisme verval, waarin die stappe van kerkwees elke keer dieselfde is en elke keer op dieselfde manier belig word en elke keer op dieselfde manier uitgedra word en uitgeleef word, dan tree daar 'n stuk geestelike doodsheid in. Daarom is ek persoonlik as die leier van hierdie gemeentetjie so versigtig om nie elke keer dieselfde ding byvoorbeeld in die erediens te doen nie. Om nie elke keer as ons by mekaar kom in ons wijksbyeenkomste dieselfde ding te doen nie. Om nie elke keer as ek by julle op huisbesoek kom, dieselfde teks te lees of dieselfde gedagtes by julle te los nie. Maar om die lewe wat daar in die gees van Jesus Christus is, ook uit te leef in die aanbieding van die eredienste, in die manier waarop ons by mekaar kom in ons sosiale byeenkomste, nie net die wijksbyeenkomste, maar ook ons bring in braaie, en
om die formalisme so 'n bietjie net rustig te vat in die gemeente. Daar's 'n ander probleem, daar is dat hulle baie selftevrede geword het. Nou, in hierdie gemeente kom dit nog nie so baie sterk na vore nie. Hulle het wel die naam dat hulle lewe, maar hulle is dood en hulle dink hulle doen goeie werke, maar daardie goeie werke is nie voor die oë van God aanvaarbaar nie. En hulle het in 'n sekere sin, en die Engelse woord daarvoor sê vir my 'n bietjie meer complacent geword. Hulle is tevrede met dit wat hulle het. Hulle wil nie verander nie, hulle wil nie dieper gaan nie, hulle wil nie nader aan Jesus lewe nie, hulle wil net weet waar hulle nou is. Nou ek moet vir julle eerlikwaar sê, ek is weg uit 'n gemeente omdat ek agtergekom het dat ek nie 'n verskil gaan maak nie. Die gemeente het 'n vaste program wat hulle al vir baie jare volg. As jy baie gelukkig is, dan kom hulle so 1 keer in 2 Sondae kerk toe, die meeste van die tyd so 1 keer in 2 maande. En ek het net besef, dit gaan nie werk nie. Ja, dit was nie lekker geweest nie, dit was 'n slegte ondervinding om deur te gaan, maar op die einde van die dag besef ek, die Here wil vir my op 'n ander plek gebruik het, omdat hy weet dat die genade wat hy aan my toebedeel het, 'n verskil kan maak in die lewe van die mense met wie ek werk. En daarom wil ek by julle as gemeente pleit, moet asseblief net nooit selftevrede word nie. Moet net nooit by daardie punt kom waar julle sê, ons is tevrede met ons verhouding met die Here Jesus Christus nie. Jy moet nooit tevrede wees met jou verhouding met die Here Jesus Christus. Waarmee jy altyd tevrede moet wees en kan wees en sal wees, is Jesus se verhouding met jou, want daardie verhouding is volmaak. Maar ons uitlewing van daardie verhouding is nooit volmaak nie. Op horisontale vlak kan ons nooit tevrede wees met dit wat ons Here Jesus Christus vir ons wil kom meedeel nie. Die derde dingetjie was dat daar 'n tipe van skynvroomheid by hulle ontstaan het. Hulle het gelyk asof hulle baie heilig is, terwyl hulle eintlik verskriklik onheilig was. Hulle het gelyk asof hulle die heiligheid van ons Here Jesus Christus ontvang het, terwyl hulle dit glad nie ontvang het nie. Vir hulle was daar net 'n skynvroomheid gewees. Hulle het net gemaak asof hulle vroom is. Ag, en dit kom in gedrag na vore, baie maklik in die lewe wat ek, die bediening wat ek 45 jaar lank al gedoen het. Staan daar mense in die kerkraad op 'n Sondag in die konsistorie en jy sal nie een enkele vloekwoord uit hulle mond uit hoor nie, en dan stap hulle daar uit en die eerste ding wat hulle doen is hulle gaan steek 'n sigaret op, en as hulle daai sigaret besig is om te rook, dan vloek hulle soos matrose. Dis skynvroomheid daarin. Dis 'n manier om te maak asof jy in die konsistorie, in die kerk, in die gemeente hoort, terwyl jou gedrag jou eintlik buitekant die gemeente plaas. Dis skynvroomheid. Maar ek wil nou nie so vreeslik lank en vreeslik baie daaroor aangaan nie, want ek dink nogal ons gemeente slaag redelik goed daarin om nie in sulke skynvroomheid te lewe nie. Ek ken natuurlik nie elkeen se harte nie, maar die mense wat ek voor my sien, is mense wat werklik erns maak met die lewe in Jesus Christus. So kom die Here dan, as hy met hierdie getuieskrif klaar is, na die derde moment van die briewe, en dit is om vir die gemeente die oplossing te gee vir die probleem waarin hulle lewe. En die oplossing is baie maklik. Hy sê, word wakker en versterk die wat nog by julle oorgebly het. Dis nie 'n kwessie van, dis 'n vreeslike moeilike ding om te doen nie, dis net 'n kwessie van ontwaak geestelik. Kom, word wakker, ontwaak geestelik, en dan vat julle mekaar se hande en julle versterk mekaar.
Dink terug aan hoe julle die evangelie ontvang het, hoe dat die Heilige Gees in julle gewerk het. Ja, dit staan nie in die teks nie, maar dit is geïmpliseer. Hoe dat die Heilige Gees in julle gewerk het om vir julle die evangelie duidelik te maak. En dan wanneer julle daaraan terugdink en julle besef weer wat die Heilige Gees regtig gedoen het, volhard daarin, volhard in daardie ontvangs van die evangelie en bekeer julle. Nou, die woordjie bekering het ek 'n paar keer al met julle oor gepraat en ek gaan hom weer vandag hier noem, want ek wil regtig graag hê dat julle die woordjie metanoia vir julle self sal toeëien. Metanoia beteken om van gedagte te verander, om anders te dink oor die situasie waarin jy is, oor Jesus, oor jou verlossing, oor die hele gedagte dat jy dalk 'n bydrae kan lewer tot jou verlossing. Metanoia beteken nie net om terug te draai na God toe nie, maar om van wese te verander, deur vir God toe te laat om jou denke te vernuwe, skryf Paulus in Romeine 12, vers 1 en 2. En dan, as jy daardie metanoia beleef, doen, dan sê die Here Jesus, dan sal jy lewe. As jy dit nie doen nie, as jy nie terugkom na die Here toe nie, as Sardes nie anders begin dink oor die Here Jesus nie, dan volg daar 'n verskriklike dreigement, waarin die Here Jesus vir die gemeente sê, dan sal ek na julle toe kom soos 'n dief in die nag. Julle sal nie weet wanneer ek kom nie, julle sal my nie verwag nie, ek gaan julle onverhoeds betrap. Vriende, en dit is 'n baie belangrike waarskuwing vir die kerk van Jesus Christus oor alle eeue. As die Here Jesus sê, ek gaan vir julle onverhoeds betrap, dan moet ons baie diep bewus wees daarvan, dat ons nie net, en ek wil dit beklemtoon, nie net met 'n liefdevolle, vergewende God, wat vir ons net met genade wil oorvloei, en vir ons eintlik niks van ons vra nie, dat ons nie net met so 'n God te doen het nie. Ons het ook met 'n regverdige God wat geregtigheid soek en wat in regverdigheid en geregtigheid oordeel. En as hy dan vir die gemeente sê, ek sal vir julle onverhoeds betrap, dan moet ek en jy baie diep bewus wees daarvan, dat daardie onverhoeds betrap dalk tot gevolg kan hê, dat ons vanweë ons doodsheid, en ek wil nie hê julle moet nou verstaan dat ek sê julle is doods nie, ek verwys gewoon generies na mense, dat ons vanweë ons doodsheid nie die lewe in Jesus Christus het of sal verkry nie. Dan, as hierdie dreigement verby is, dan maak Jesus 'n klompie beloftes. Hy het nou al gesê dat daar 'n klompie mense in Sardes is wat nie hulle self besoedel het met hierdie doodsheid nie, met hierdie sogenaamde aktiwiteite nie, en hulle lewe in wit klere voor hom, en nou kom hy met sy beloftes aan die gemeente wanneer hulle die oplossing wat hy vir hulle aanbied gebruik, en dit by name in die vorm van 3 beloftes wat hy doen. Hy sê ek sal vir hulle wit klere gee. Nou wit klere dui altyd op reinheid en regverdigheid. Dit dui op eerbiedigheid, dit dui daarop dat ek en jy rein en eerbiedig en regverdig voor God staan, nie omdat ons eie reinheid bewerk het, of dat ons skielik die eerbied opwek, of omdat ons skielik regverdig is nie, maar omdat daardie reinheid en eerbied en regverdigheid van Jesus Christus aan ons toegeken word, en ons daarin kan lewe, omdat ons dit van Jesus ontvang het. Die tweede dingetjie wat die Here aan hierdie gemeente toesê as hulle die oplossing gebruik, die implikasie, die teenoorgestelde implikasie is natuurlik ook waar, dat as hulle nie die oplossing gebruik nie, sal hulle name nie in die boek van die lewe verskyn nie. Maar nou sê die Here Jesus vir hulle in belofte, as julle die oplossing gebruik, as julle wakker word, as julle mekaar versterk, as julle weer nadink oor hoe julle die evangelie ontvang het, as julle weer bewus raak daarvan hoe die Heilige Gees in julle die wonderlike lewe kom werk het van ons Here Jesus Christus self, as julle weer
bekeer, metanoia, van gedagte verander, dan sal ek nooit in der ewigheid julle name uit die boek van die lewe uithaal nie. Dis nie 'n voorwaarde om jou naam in die boek van die lewe te kry nie. Daardie sinnetjie as julle is nie 'n voorwaarde sin nie, dis 'n sin van gevolg. Doen wat ek jou beveel en dit sal gebeur. Nie as jy of indien jy doen wat ek dit jou beveel, sal ek jou naam in die boek van die lewe skryf nie. Nee, jou naam staan in die boek van die lewe. Doen jy dit nou sodat dit daar kan bly. En dan die laaste wat hy vir ons gee is dat hy self as ons advokaat aan die regterhand van die Vader sit. Nou ek wil so 'n kantlyn opmerking hieroor maak. Ons moet nooit dink dat die Here Jesus sy mensheid verloor het nie. Toe hy mens geword het in die krib in Bethlehem, het hy mens geword vir ewig. So hy sit nou as die God mens aan die regterhand van God en hy is ons advokaat daar. Hy tree vir ons in by die Vader, ook wanneer ek en jy nie altyd daarin slaag om te doen wat hy graag wil hê ons moet doen nie. En dan volg daar die algemene en laaste opmerking, en dit is dat die hele kerk van alle eeue, nie net die gemeente in Sardes nie, maar al die gemeentes kan hoor wat die Gees vir die gemeente sê. Hy wil sê, luister jy vanmôre na hierdie boodskap, en dan hoor jy wat die Here vir die gemeente sê. En dan gaan kyk jy na jouself, en jy kyk na binnekant en jy vra vir jouself, lewe ek regtig, of is ek net besig om te skyn handel, om te maak asof ek lewe, terwyl ek in werklikheid geestelik dood is. Hy wil hê jy moet daai vraag vir jouself vra. Ek moes dit doen, jy moet dit ook doen. As ons week van toewyding hou, dan kan ons nie anders nie, dan moet ons hierdie vraag vra. En dan, as ons hoor wat die Gees vir die gemeente sê, moet ons begin om te lewe soos wat die Gees van die gemeentes dit wil hê. Mag die Here vir jou vandag in hierdie week en in hierdie jaar wat voor ons lê 2026 daarin dra en mag jy sy geliefde wees wat lewe omdat hy vir jou lewe gegee het. Ek bid dit vir jou toe in Jesus se naam. Amen.